Hi julle, welkom terug. Ons lees vandag verder Genesis hoofstuk 3, sonde van die en veroordeling van die mens, die eerste belofte. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. En net daar verlei die vyand, die slang, die mens, om hom te laat dink, hy is nie soos God nie, terwyl ons in God se image geskape is, en soos God-like gemaak is. Maar ons lees verder in versie 6, toe sien die vrou dat die boom goed was, om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg van die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou die kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my gedreig, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee, en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken.
as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Dankie Hemelse Vader vir u kragtige woord. Dankie Here vir u Heilige Gees wat die naprediker van u woord is. Here, ons loof u, ons prys u en ons dankie. Here, dankie vir diegene wat saam met my lees. Kom seën hulle dubbelmatig, Here, voorsien in hulle omstandighede en help dat hulle saam met my u woord ingaan en u liefde ontdek en ervaar vir ons. Ek prys u en ek aanbid u in u almagtige naam. Amen. Dankie dat u saam met my lees. Soos ons nou gelees het u gesien wat het God gesê. Hy sit hulle uit die tuin van Eden uit, want hy is bang, hulle gaan ook van die boom van die lewe eet. En dan gaan hulle en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid. En die Here het dit bewaar met 'n swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. En omdat Eva geëet het van die boom van kennis, dis hoekom ons tot sterwe kom. En daar is 'n boom wat vrugte dra, wat lewe gee, wat jou kan lewe gee, laat jy lewe vir ewig. En ek weet nie of u ook sien op die TV hoe hulle eksplorasies doen by die Noordpool en al hierdie goed om die ys af te breek en al hierdie goed. En ek glo in my gees in, hulle is op soek na hierdie boom van die lewe. Die scientist is op soek na hierdie boom van die lewe. Maar soos u sien, het God dit bewaak en God het dit bewaar. En vir al hierdie jare wat ons op hierdie aarde is, het nog niemand hierdie boom van die lewe ontdek nie. Hulle sê dit nie noodwendig vir ons dat hulle op soek is na dit nie. Maar ek glo soos hulle soek na die Garden of Eden op die documentary soos ons dit sien, glo ek is hulle op soek na dit. Maar ek glo dat God dit bewaar met alles binne in hom. Want soos u sal ook saam met my lees en sien in Openbaring, alleen is dit wanneer Jesus terugkom, wanneer ons eers sal 'n nuwe kleed kry en dan saam met hom vir ewig sal lewe en saam met hom in sy paleis dien en met hom wees. Hierdie is my seentjie, sy naam is Elijah en hy geniet verskriklik as ek bid en God se woord deel en vir hulle vertel wat die Here vir ons doen. Ek gaan ook eendag sy deel sy testimony. Hy is 'n miracle en 'n blessing, 'n absolute blessing vir my en my huisgesin. En ek glo grootliks vir ons familie. Ek glo dat hierdie boodskap u geseën het en u gaan bless. Geniet 'n pragtige Paasnaweek en baie groete en liefde. Mooi dag.